Goeiemôre vir die wat so lank ingeskakel het. Ons gaan nog so 3 minute wag, net om vir almal tyd te gee om so lank saam in te skakel tot so net na 10. Ek wil graag vir julle net so lank iets lees, net so 'n inleiding. Ons gaan vanoggend bietjie praat oor blydskap en 'n versekerde vreugde wat ons in die Here het. En ek dink sommer aan Nehemia hoofstuk 8. Nadat die volk uit ballingskap uit teruggekeer het Jerusalem toe, het Esra en 'n klomp van die skrifgeleerdes het gestaan en Esra die wet voorgelees en hulle het die wet vir die mense verklaar. En dan lees ons in Nehemia 8 vanaf vers 9 en hulle het uit die boek uit die wet van God duidelik voorgelees en dit verklaar sodat hulle verstaan het wat voorgelees is. Daarop het Nehemia, hy was die goewerneur, en Esra die priester, die skrifgeleerde en die leviete wat die volk onderrig, aan die hele volk gesê: hierdie dag is heilig aan die Here julle God. Treur nie en ween nie, want die hele volk het geween toe hulle die woord van die Here hoor. Verder het hy vir hulle gesê: gaan eet lekker spys en drink soetdranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie, want hierdie dag is heilig aan ons Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Net vir interessantheid, as hy praat van daai om saam te eet en lekker dinge te eet en soet dingetjies te drink, dit getuig tog van 'n fees en dit sê tog vir ons dat die blydskap van die Here vir hom belangrik is, dat ek en julle daardie blydskap ervaar. Inteendeel, in Nehemia 8 was dit 'n opdrag gewees om op te huil en om regtig bly te wees. En een van die vertalings sê dit mooi, en hulle het groot vreugde bedrywe. So ek en julle kan verseker weet dat selfs in tye soos hierdie, dat dit vir die Here belangrik is dat ek en julle iets van blydskap verstaan. Dat ons iets daarvan verstaan om bly te wees in die Here. Filippense 4 vers 4, wat julle almal goed ken, verbly julle in die Here. So vir my en julle as kinders van die Here, is dit regtig iets om oor opgewonde te wees, dis iets om na uit te sien. En ek noem dit maar net as 'n inleiding. Ons gaan nou kyk na Psalm 126. Ek hoop julle het julle Bybels by julle, dat julle saam met my kan volg in die Bybel en dat ons saam daardie gedeelte kan lees. En voordat ons daarna gaan kyk, kom ons sluit ons oë en ons dra ook hierdie oggend op aan die Here. En ek wil van my kant af ook vir julle baie dankie sê vir die moeite wat julle ook doen. Ek weet hierdie is nie die gewenste manier om dit te doen nie. Ons sou baie graag saam eerder in die gemeente vanoggend wou wees, by die kerk by mekaar wou kom, om mekaar te sien, mekaar te groet, bietjie met mekaar te kuier, en hierdie voel maar in 'n sekere sin baie eensydig. Maar kom ons sluit ons oë en ons dra ook hierdie oggend op aan die Here. Ons Vader wat in die hemel is, ons kon hierdie ding nie voorsien nie. 3 of 4 maande terug het ons net vanselfsprekend dit aangeneem dat ons elke Sondag, as U vertoef om te kom, net weer en weer by die huis van die Here by mekaar sou kom. Maar tog het U in U volmaakte raadsplan dit so goed gedink, soos wat Prediker 3 skryf. U het elke ding mooi gemaak op sy tyd, dat ons vir 'n tydjie lank, en selfs dit is in U hande, vir 'n tydjie lank uitgedaag sou wees en in 'n sekere sin in isolasie sou wees by ons eie huise waar ons mekaar nie fisies kan sien nie. En ons bid dat U ons sal help in hierdie tyd, dat ons U net nog beter sal leer ken, U wat die alomteenwoordige God is. Ons bid dat ons in hierdie tyd, dat U vir ons wysheid sal gee oor hoe om mekaar te bedien, nie net Sondag wanneer ons dan nou oor 'n boodskap oor 'n rekenaar luister of oor die internet luister nie, maar ook deur die week, hoe ons vir mekaar kan omgee, na mekaar toe kan uitreik. En Here, dan is dit ons begeerte, dat U gou weer 'n uitkoms sal gee, en dat ons as U liggaam spoedig weer ook fisies by mekaar kan kom, by die kerkgebou, en dat ons mekaar weer kan sien, Here. Ons bid dat U ons sal help vanoggend, ons bid dat ons iets van U guns sal geniet, en dat wanneer ons die Psalm lees, dat dit vir ons regtig sal wees die woord van die Here wat lewend en kragtig is. Dat ons sal onthou, gras verdor
en blomme verwelk, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En dat hierdie Psalm, of ons almal 10 of 100 keer gelees het vanoggend, vir ons baie realisties sal wees en dat dit ons sal help. Amen. Nou, voor ek dit lees, ek wil net graag weer vir julle verduidelik. Ek het laas keer gesê dat hierdie is in 'n groot mate ook ver buite my gemaksone. Ek dink vir 2 hoofredes. Ek het 'n bietjie oor dit gaan dink. Ek dink eerstens omdat ek net in myself ongemaklik is om so oor wat hulle noem livestreaming, 'n lewendige stroom te preek. Julle kan my sien, ek kan nie een van julle sien nie. Ek mis bietjie van die interaksie. Maar ek dink ook tweedens, ek dink 'n groot rede vir my ongemak is dat daar iets in almal van ons is wat sê dat hierdie is nie die gewenste manier van kerk wees nie. Ek dink hierdie is 'n oplossing, 'n tydelike oplossing vir omstandighede soos hierdie waarbinne ons is. So ek is regtig dankbaar vir dit, maar ek dink dis alles behalwe die ideale oplossing vir hoe kerk wees veronderstel is om gedoen te word. So ek dink 'n deel van my ongemak is as gevolg van dit. Oral in die Bybel lees ons, hulle het bymekaar gekom en hulle het saam geleer en ons mis so iets van dit in hierdie tyd. Nou ek gaan julle uitnooi om saam met my na Psalm 126 te kyk. Julle gaan sien dieselfde as laas Sondag. Hy begin met die woorde 'n bedevaartslied. Dit is so 'n groepering van psalms van 120 tot 134. Dis liedere wat geskryf is wanneer die volk ongeveer so 3 keer 'n jaar opgetrek het na Jerusalem toe. Nie almal het in die onmiddellike omgewing gebly nie, inteendeel, van hulle het baie ver gereis vir die 3 feeste, selfs van Egipte af en van Noord-Afrika af, sou dan opreis na die tempel toe, en die taal gebruik ook 'n beeld wat praat van opgaan na die huis van die Here toe. En dit sou vir hulle 'n tyd gewees het waarin hierdie psalms gesing was. En wanneer ons dit dan nou saam lees, let saam met my op in hierdie psalm hoeveel keer die woorde jubel of gelag of blydskap of bly en daardie tipe van woorde voorkom. Lees saam met my. Ek hoop julle het julle Bybels by julle. Lees saam met my Psalm 126, 'n bedevaartslied. Toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel. Toe het hulle onder die heidene gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. O Here, verander ons lot soos waterstrome in die suidland. Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Hy loop altyd deur en ween en dra die saadkoring. Hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. Nou net vir interessantheid. Niemand is presies seker om dit so neer te pen oor die spesifieke geleentheid waarna verwys word nie, maar ek is redelik gemaklik om saam met julle daarna te kyk en terug te dink aan die keer toe God vir Israel teruggebring het uit ballingskap uit, teruggebring het na Jerusalem toe. Hy skryf heel waarskynlik nadat hulle vir 70 jaar in ballingskap was. Hulle was weggevoer in 'n vreemde land en toe het die Here dit in die koning se hart so bewerk dat hy vir hulle gesê het hulle kan terugdink, hulle kan terugtrek. En van daardie dinge wat jy partykeer in die Bybel lees, voel amper of dit eerder 'n droom was. As ek en julle die Ou Testament veral deurlees en die Nuwe Testament, dan is daar party van die verhale wat ek en julle oordink, joh, jy weet, dit moes iets besonders gewees het. Daar is mense wat met vrae worstel, soos is baie van die dinge nie net maar stories en verhale en fabeltjies wat uitgedink is nie. En tog is hierdie dinge vir ons opgeteken en ek en julle bely dit dat dit regtig so was. Weet julle, daar is in die kerk se geskiedenis net tye waarin God meer in 5 minute gedoen het as wat die mens in 10 jaar kon regkry. Die reformatie is 'n baie mooi voorbeeld van so 'n gebeurtenis waar God in 'n baie kort tyd die hele wêreld verander. Om te dink dat Handelinge in 30 jaar, in 'n tydperk van 30 jaar geskryf is, of oor 'n tydperk van 30 jaar geskryf is, en dit het die hele wêreld van daardie tyd verander. Die herlewings in die geskiedenis, die herlewings
in Ierland en in Europa en in Amerika, hoe daar in 'n baie kort tyd iets van die Here beleef was in 'n baie groot maat. En ek dink die skrywer skryf van so 'n tyd, toe dinge oombliklik verander het en God hulle lot verander het. Wat julle nie moes mis nie, byvoorbeeld, is die woorde gelag, gejubel, bly, vers 1, vers 2, vers 3, vers 5 en vers 6. So kom ons noem hierdie 'n psalm van versekerde vreugde. Kom ons kyk saam na die psalm. Kom ons noem dit 'n psalm van versekerde vreugde. Ek was nie eers seker hoe om die psalm in te deel nie. Julle weet al hoekom ons baie keer dit indeel of al hoekom ek dit verkies om dit in te deel is, dit gee vir my en julle sekere opskriffies wat ons in gedagtes kan vasmaak en waarin ons dan hierdie dinge kan onthou. Dit help ons net 'n bietjie meer om dit sistematies uiteen te sit. Op 'n stadium het ek na die psalm gekyk en jy kan sien daar is 'n lied wat gesing is. Jy kan sien daar is 'n gebed wat gebid word. Jy kan ook sien daar is 'n belofte waaraan ek en julle kan vashou. Maar ek gaan dit so 'n bietjie anders doen vanoggend. Weet julle wat my toe die meeste tref in 'n psalm is? In my voorbereiding het ek op 'n stadium net 'n bietjie teruggesit en net weer vir myself die vraag gevra, wat was die doel met die psalms gewees? Ek het bietjie weier gedink. Ons is nie seker wie hierdie psalm geskryf het nie. Party meen dat dit Esdra was wat dit kon geskryf het. En ek dink dis met 'n rede so. Ek dink deel van die rede is hoekom ons dit nie aan 'n spesifieke persoon of definitief aan 'n spesifieke gebeurtenis kan vasmaak nie, is dat die psalm met 'n betekenis vir alle tye. Let net gesaam met my op in Kolossense 3 vers 16 byvoorbeeld, sê die Here vir ons in die Nuwe Testament, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. In Efesiërs 5 vers 19 sê die Here vir ons, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle harte tot eer van die Here. So ek en julle moet vir mekaar kan sê dat die psalms het ook 'n betekenis vir ons vandag. Dis nie net dinge wat opgeskryf is in daardie tyd en vir daardie mense nie. Inteendeel, die woord van die Here is ewig. Dis oor die hele tydperk van tyd. Dit bestaan vandag nog en is vandag nog net so realisties. Ek en julle kan hierdie psalms sing en nog dieselfde betekenis daaruit kry as die mense van daardie tyd. Inteendeel, dit help my 'n bietjie om te verstaan dat die manier hoe ons nou hierdie boodskap hanteer deur dit oor die internet te doen, dis nie die gewenste manier nie. Ons is so 'n bietjie beperk vanoggend. Ons kan hierdie psalm nie saam sing nie. Ek het wel vanoggend op die gemeentegroep, die wat op die gemeentegroep is, net 'n liedjie gestuur wat Karel en Lizet hulle vir ons opgeneem het waarin hulle hierdie psalm sing. Maar ons mis iets van die gemeentelike sang. Ons mis iets van Kolossense en Efesiërs wat sê leer mekaar en sing dit onder mekaar. So maar kom ek kom terug na wat vir my toe gehelp het met die psalm. As ons dan sou vra wie die skrywer van die psalm is, dan al wat ek en julle vir mekaar kan sê is ons weet dat die skrywer is God self. Wie ook al die Here gebruik het as 'n instrument in sy hand, ek en julle weet dat daardie skrywer was geïnspireer deur die Heilige Gees. So ek wil hê julle moet vanoggend in julle hart verstaan dat hierdie woorde net so uit die hart van God kom. Dit is God self wat hierdie dinge vir ons sê. In 'n sekere sin kom ek som dit op. Dit is God wat wil hê ons moet onthou wat in die verlede gebeur het. Tweedens, dit is ook God wat wil hê dat ek en julle moet onthou dat ons na hom toe kan uitroep in ons omstandighede. En dan derdens gaan ons vir mekaar sê, dis God wat ook vir ons sê, onthou wat hy beloof het. Onthou sy beloftes. So al is hierdie psalm 3000 jaar terug geskryf, dis vandag nog net so waar. Dit is nog steeds vandag God wat graag blydskap en vreugde gee. En ek en julle intussen, ons stry dikwels hard. Ek en julle, dis wat my lief maak vir die psalms. Ek en julle kan partykeer met dit identifiseer. Partykeer lyk dit selfs asof ons in 'n droogte is, asof ons is hierdie psalmis wil sê, Here, verander ons lot soos waterstrome in die Suidland, waar hy in 'n droë plek is. Vir van julle is vreugde dalk op hierdie stadium 'n vreemde begrip. Vreugde is dalk iets wat jy aan dink toe jy klein was en jy wonder eerder of jy nie, dit was vir jou lekkerder toe jy 'n kind was en bly was, maar nou dat jy ouer is, nou ervaar jy nie meer vreugde so nie. Inteendeel, 'n sielkundige
En hy was definitief nie reg nie, maar 'n sielkundige, Thomas Hess, 100 jaar terug, het gesê happiness is an imaginary condition, formerly attributed by the living to the dead, now usually attributed by adults to children and by children to adults. Sal baie keer hoor hoe groot mense sê kinders is gelukkig. Jy sal baie keer hoor hoe kinders sê maar ek kan nie wag tot ek groot is nie, dan gaan ek gelukkig wees. En dit maak dit amper iets wat ons nie meer ken nie. En hierdie Psalm gaan vir my en julle help om net weer opnuut te verstaan hoe ons die vreugde van die Here kan beleef. So eerstens dan, en ek gaan dit probeer hou by 30 minute, terwille van die manier hoe ons dit doen, en ek is ook bewus van die data wat gebruik word. So eerstens dan, onthou wat die Here gedoen het. Kyk saam met my na vers 1 en 3. 1 tot 3. 'n Bedevaartslied, toe die Here die lot van Sion verander het, was ons die wat droom. Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel. Toe het hulle onder die heidene gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen en ons was bly. Nou, ek en julle sukkel partykeer om dit te doen. Wanneer ons die Bybel lees, voel ons baie ver verwyderd van daardie tyd. Die Bybel praat 'n taal wat ek en julle nie noodwendig so praat nie. Die Bybel gebruik beelde en kleure en allerlei dinge wat ek en julle nie vandag meer regtig ken nie. Maar die beelde wat hy hier gebruik, ek en julle moet so iets daarvan verstaan. Ons moet ons so 'n bietjie in hulle skoene probeer indink. As julle sin teruggaan na Esra toe, as jy jou Bybel by jou het, bly net gesaam met my terug na Esra toe. Ek wil net vir julle so iets van hierdie gedeelte lees. Hulle was vir 70 jaar in ballingskap. Vir 70 jaar was hulle soos vreemdelinge in 'n land. En dis so amper uit die bloute uit. Dan lees jy Esra 1 vers 1 tot 3. En in die eerste jaar van Kores, die koning van Persië, het die Here, sodat die woord van die Here uit die mond van Jeremia vervul sou word, die gees van Kores, die koning van Persië, opgewek. Let net op hoe die Here in 'n heidense koning se hart werk, dat hy 'n oproep deur sy hele koninkryk laat gaan het, selfs ook skriftelik om te sê, so sê Kores die koning van Persië. Al die koninkryke van die aarde het die Here, die God van die hemel, aan my gegee. En hy het my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem wat in Juda is. Enigeen onder julle wat aan sy volk behoort, mag sy God met hom wees en laat hom optrek na Jerusalem wat in Juda is, en die huis van die Here, die God van Israel, bou. Hy is die God wat in Jerusalem woon. Nou ek en julle verstaan dalk nie die beeld nie, want ons het nie in daai tyd gelewe nie. Maar julle sal iets daarvan verstaan as ons baie keer in die omstandighede waarin ons land is, dinge sê soos, hierdie land sal nooit verander nie. Hierdie land gaan nooit beter word nie, en ons maak gereeld daai tipe stellings. En dan kom God en hy werk in daardie tyd in 'n heidense koning se hart, en hy verander dit net so. As julle net so sou aanblaai na Esra 3 vers 11. In Esra 3 vers 11 lees ons, en hulle het aangehef met lof en dank aan die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid oor Israel is vir ewig. En die hele volk het gejuig met groot gejuig toe hulle die Here loof, omdat die fondament van die huis van die Here gelê was. Iets wat dalk in hulle harte was, wat hulle gedink het nooit kan verander nie, en net so, en hier word dit 'n bevel van die koning, om vir hulle om huis toe te gaan, om vir hulle te sê, julle kan huis toe gaan. En as lees ons in Psalm 126, dit was vir ons soos 'n droom gewees. Ek en julle kan iets van dit verstaan. Gewoonlik droom jy, maar as jy wakker word, dan is dit net weg. Jy het baie keer die wonderlikste droom gehad, en as jy wakker word, dan kom jy agter, maar hierdie was nie regtig nie. Nou, in die Bybelse geval was dit andersom. Dit was reg gewees, dit was so besonders, dit was regtig iets wonderliks. Weet julle, dalk kan ek die vraag vra, het jy al gedroom, en jy droom die wonderlikste ding, jy's dalk met vakansie, of jy's by die see of iets, en die volgende oomblik dan maak iemand jou wakker, en dan sê jy spyt. Dis nie waar nie. Hierdie is daardie lewe waarvan jy sou sê, as dit 'n droom is, asseblief moet my net nie wakker maak. En tog was dit vir hulle so, dit was vir hulle so wonderlik geweest, dit was vir hulle soos iemand wat droom. En een van die eerste dinge wat ek en julle moet doen, wanneer dit kom by vreugde en hoop, is om al die dinge te onthou wat die Here gedoen het. Ons is ongelukkig so, ons vergeet bitter vinnig wat die Here vir ons gedoen het. Het die Here nog nooit vir jou iets gedoen, waarvan jy gedink het, hierdie is te goed om waar te wees nie? En miskien is jy nou op 'n plek in jou lewe, waar daardie wonderlike dinge, daardie vreugde, voel vir jou so ver in die verlede,
En jy is bang jy sal nooit weer so voel nie. Dalk is dit iets wat 5 of 12 of 13 of 50 jaar terug gebeur het en jy karre nou maar net aan. En daardie dinge is so ver langs se gedagte. Jy begin amper al wonder, het ek nie maar net gedroom nie. En God wil hê ek en julle moet 'n psalm sing waarin ons kan onthou wat die Here al gedoen het. En dat ek en julle kan weet dat hy dit weer sal doen. Weet jy wat? Vergeet net gou vir 'n oomblik my en jou kort lewe vir 50 of 80 of 90 of 100 jaar. Vat net jou Bybel en gaan lees wat God oor hierdie tydperk gedoen het waarin die Bybel geskryf is. Gaan lees wat God elke keer gedoen het. God maak homself bekend as die God wat elke keer weer verlos. Die God wat elke keer help. Lees jou Bybel van Adam af, van die begin van die skepping af, tot aan die einde van die Nuwe Testament, wanneer die tyd van die apostels verby is. Gaan lees die kerkgeskiedenis, vat 'n boek oor kerkgeskiedenis. Gaan lees van die herlewings in die geskiedenis. Adriel Kenig het 'n boek geskryf en in my voorbereiding in die week, toe dink ek ewe skielik aan die titel en ek haal hom van my rak af. Hy het 'n boek geskryf, hy kan weer en meer. Nou ek gaan nou nie presies verduidelik waaroor die boek gaan nie, maar aan die einde van die boek, amper aan die einde, dan skryf hy hierdie volgende woorde. Hy sê, wat is die sin van die geskiedenis? Het dit enige sin? Kan daar in die geskiedenis 'n patroon, 'n koers, 'n rigting, 'n betekenisvolle samehang tussen die gebeurtenisse onderskei word? En luister net gou mooi, as daar een ding is wat die geskiedenis vir ons leer, dan is dit dat God getrou is. Hy kan weer en meer. Hierdie Psalm praat van vrylating uit slawerny uit. Hoeveel keer het die Here dit nie gedoen nie? Ons kan terugdink aan die keer in Egipte, toe hulle uit slawerny bevry is, die ballingskap, hoeveel keer God hulle verlos het, uit oorloë uit, en ek en julle kan aan al daardie dinge dink. Hoeveel keer het God nie ongelowiges uit die slawerny van sonde gered nie? Dink net van dat Christus se koms en met sy hemelvaart. In die hele geskiedenis kan ek en julle van onsself getuig hoe die Here ons verlos het uit sonde. God doen dit nog steeds in Christus. God is nog steeds die ene wat red. Weet julle vers 2 sê iets interessant. Hy sê toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel. Toe het hulle onder die heidene gesê die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Is daar nie in ons tyd ook 'n behoefte daaraan dat die mense van buite af na die kerk kyk en sê kyk hulle God het groot dinge vir hulle gedoen nie? En as ons baie keer eerlik in ons harte moet wees, dan weet ek nie of ons altyd dink dit kan weer gebeur nie. Dat die ongelowiges na die kerk sou kyk en sê hulle God doen vir hulle groot dinge in 'n tyd wat die kerk eintlik so afgeskiet word. Weet julle, leer net God so ken, kyk wat hy al gedoen het. Weet julle, dit was een ding om 'n volk te verlos uit slawerny uit in Egipte en in Babel. Dis 'n ander ding om vir jare al derduisende ongelowiges te red uit die mag van Satan uit. Mense wat dood is in hulle sonde, mense wat verblind is, wat nie die waarheid kan sien nie, en nog steeds verlos God mense tot vandag toe nog. As daar een ding is wat die verlede ons leer, is dit dat God kan weer en meer. En wat van jou eie verlossing? Sing hulle nie in hierdie psalm van die Here wat hulle verlos het nie? Kan jy onthou toe die Here jou gered het? Die Hebreërskrywer doen dieselfde. Hy sê, kan jy onthou hoe jou geloof was toe die Here jou gered het? Jy het met blyskap alles aanvaar. Jy het dit tot met blyskap aanvaar wanneer hulle jou besittings beroof het. Daardie onuitspreeklike blyskap, want dis wat die Here in Christus vir jou gedoen het. Wie het ooit gedink dat die Here so iets sou doen? Inteendeel, ek onthou 'n stadium in my lewe wat ek regtig geglo het God kan my nie meer red nie. Ek het geglo my lewe was so verdorwe en so verlore dat ek sou verstaan het as die Here my heeltemal los en my glad nie red nie. Ons roep dalk soos die tollenaar uit, wee my, ek is verlore. Daar is vir ons geen ander hoop nie. En dan ewe skielik begin jy verstaan maar wat God vir jou in Christus gedoen het. Dat hy die God is wat wel verlos. As ek daaraan terugdink, onthou ek daardie vreugde soos gister. Julle sien, ons is veronderstel om net baie keer stil te staan en te dink aan dit. Die eerste ding wat die Here vir ons leer en wat die Here vir ons vra is, onthou wat ek al gedoen het. Julle sien, blydskap het 'n geskiedenis. Blydskap is iets wat nagevors kan word in die geskiedenis. Blydskap het datums en dae wat opgeteken is in die geskiedenis, of dit in die Bybel is, of dit in die kerk se geskiedenis en of dit in jou dagboeke opgeteken is. So eerstens, onthou wat die Here gedoen het. Tweedens, wat die Here ons mee help,
En wat vir hom belangrik is dat ek en jy moet onthou dat ons tot hom kan uitroep in hierdie dae. Kyk vers 4 tot 6, onthou om uit te roep tot die Here. O Here, verander ons lot soos waterstrome in die Suidland. Wanneer hy aan daardie dinge dink, aan daardie blydskap, dan gaan dit oor in gebed. 'n Gedagte aan wat die Here gedoen het, maak hom dat hy nou ewe skielik oorgaan in gebed. O Here, verander ons lot. Weet julle wat, ek en julle moet ook net partykeer realisties wees. En wat ek daarmee bedoel is, ek ervaar dit partykeer in die bediening, dat wanneer ons eg is, of realisties is, of opreg is oor ons omstandighede, dat dit met ons nie goed gaan nie, dan hoor ons partykeer hoe ander gelowiges dinge sê, soos, maar moenie dit sê nie, glo net alles gaan goed. Ek het al gehoor hoe daar vir mense gesê is, wat kanker het, moenie sê jy het kanker nie, jy moet dit nie so oor jouself uitspreek nie, glo net jy is gesond, en al daardie tipe van dinge. Weet julle, hy gebruik 'n drastiese beeld hier van 'n woestyngebied. Hy is baie realisties, en nou moet julle onthou, dis die Here wat die persoon inspireer. Hy sê nie, weet al, is jy in die woestyn, maak asof jy nie daar is nie. Inteendeel, hy gebruik 'n woestyngebied, en ek wil graag vir julle verduidelik, hierdie gebied het omtrent so 31 mm reënval per jaar. Ek en julle kry dit baie keer in 'n dag in Suid-Afrika. Temperature van 46 grade is nie snaaks nie. Hy kyk om hom rond en daar's geen plante groei nie. Al wat hy sien is die gebarste grond met die krake in waarop 'n stadium water gevloei het. Ek dink hy praat hier van fisiese droogte nie. Ek dink hy beskryf die omstandighede waarin hy homself ook geestelik bevind. Dink hy beskryf iets van hoe hy voel partykeer. En ek en julle moet ook realisties wees. Julle sal iets daarvan verstaan as ek vanoggend vir julle sê 40% van die wêreld is in kwarantyne. Meer as 1 miljoen mense het al reeds die coronavirus. Meer as 60.000 mense is al dood. Maar vergeet vir 'n oomblik die virus. Baie gelowiges, baie kinders van die Here trek baie swaar. En as hulle dit wil erken, dan is daar ander wat sê nee, moenie dit sê nie. Wel, dank die Here dat sy woord self sê van 'n plek waar ons onsself mag bevind, waar ons om ons kyk en ons lot lyk nie goed nie. Dis een ding wat die Psalm so kosbaar maak, is dit is baie realisties, en ek en julle kan dikwels met dit identifiseer. Ons kan op 'n plek wees waar ons sê, maar as die Here, as God ons lot nie gaan verander nie, is daar vir ons geen hoop nie. En weet julle, dis nie eers die grootste probleem nie. As ons dink aan die kerk in ons tyd, kerke se deure maak oral toe. Baie kerke wat vandag nog staan dood eenvoudig net omdat hulle mense behaag, nie die volle woord van God preek nie, maar mense begin selfs dinge vra soos, het die kerk nog 'n funksie? Is die kerk se tyd nie dalk verby nie? Kom ek vra nog 'n vraag, wanneer laas het ons regtig bekerings gesien? Wanneer laas het ons ervaar hoe God mense in groot getalle by gemeentes voeg? En ek praat nie van lidmate van een kerk na 'n ander kerk, of van een denominasie na 'n ander denominasie toe nie. Dit voel partykeer of die kerk in 'n droogte is. Bekerings is skaars, miskien 1 hier, 2 daar. En ek dink die Psalm help ons om te bid, om te sê, maar Here, ons roep uit tot U in hierdie tyd van droogte. Weet jy, ek wil vir julle sê, die kerk is op 'n slegte plek as ons daardie dinge nie meer begeer nie. Die kerk is op 'n slegte plek as ons maar net tevrede is met hoe dinge nou gaan. Die kerk is op 'n gevaarlike pad as ons nie meer 'n begeerte het om tot God uit te roep, verander weer ons lot soos waterstrome in die Suidland. Maar hier's meer as gebed in hierdie stuk. Ons kan nie net bid nie. Kyk wat sê vers 5 en 6. Die wat met trane saai, sal dit met gejubel maai. Hy loop altyd deur en ween en dra die saadkoring. Hy sal sekerlik kom met gejubel. Weet julle, dit help my en julle nog meer. Ek dink hy gebruik die beeld van 'n boer wat saai, en waaroor spesifiek die trane dalk mag wees, kan ons dalk verskil. Dalk is dit omdat dit die laaste saad is wat oor is aan die einde van die seisoen en hy moet dit nou saai. Kan dit nie gebruik vir kos of iets nie, ek is nie seker nie. Maar wat ons wel vir mekaar kan sê is die beeld wat hy gebruik, dalk is dit die boer wat in die landery loop en weet hy kan saai, maar amper al die ander dinge wat van hierdie saai 'n sukses sal maak, dat daar 'n oes sal wees, is buite sy beheer. Daar is in boerdery soveel elemente buite jou beheer dat jy verstaan dit is net God wat dit kan verander. Ek het al met boere gepraat, hulle sal dikwels sê hulle het teen brand verseker en teen droogte verseker, maar nie teen haal en ander dinge nie.
Jy kan dood eenvoudig net nie alles bybring nie. En op die ouene moet jy erken dis in die Here se hande. En ek dink die doel van die Psalm is om vir my en julle te sê ons gaan bid en dan gaan ons aan. Ons doen wat die Here van ons verwag. Ons werk hard. Ons stry hard. Prediker 3 vers 11 sê alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die eeu in hulle hart gelê sonder dat die mens die werk wat God doen van begin tot einde kan uitvind. Inteendeel hy sê in vers 10 hierdie is 'n moeilike taak. En dan sê vers 12 so het ek dan ingesien dat daar niks beters onder hulle is nie as om bly te wees en om goed te doen in die lewe. So ek wil vir julle sê vanoggend lewe nog steeds soos wat die Here van jou verwag. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Lewe nog steeds lewe die vrug van die Gees uit, stry hard, werk hard, en ek kan vir julle waarborg dit sal nie te vergeefs wees nie. Dit herinner ook aan 1 Korintiërs 15 vers 58 waar die Here vir ons sê die werk wat ons doen sal nie te vergeefs wees nie. Werk hard, stry hard. Moenie dat hierdie dinge vir jou lam lê waarin jy jouself bevind nie. Ja, onthou wat die Here gedoen het. Onthou dan ook dat jy tot die Here kan uitroep. En dan lewe jy nog steeds soos wat hy van jou verwag. En dan die derde ene waarmee die Here ons help en wat vir God belangrik is wanneer ons die Psalm sing. Onthou wat die Here beloof. Kyk ook vers 4 tot 6 weer. O Here, verander ons lot soos waterstrome in die suidland. Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Hy loop altyd deur en ween en dra die saadkoring. Hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. Weet nie wie van julle het die droogte gevolg oor die land en oor die nuus oor die laaste paar maande nie. Dele van die land in die Karoo in Namibië wat net sand was, waar vroeër water geloop het waar niks is nie. En toe ewe skielik, toe verander dit. Boere wat video's opgesit het van hoe die water deur daardie riviere kom en hoe hulle in daardie riviere swem en speel en sing, en God dank vir die reën. En dalk in hulle harte op 'n stadium met hulle gedink hierdie kan nooit weer verander nie. Alles is nou onderdeur. En dan net so verander God dit. Nou soos ek gesê het, ek dink nie die Psalm is geskryf om altyd dit letterlik te interpreteer in terme van materialistiese dinge nie. Die Bybel leer vir ons baie rondom dit. Ek dink dit het 'n veel groter geestelike waarheid. Byvoorbeeld in 2 Korintiërs 4 vers 17. Dink hier's die punt. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. In 2 Korintiërs 1 het hy gesê ons het selfs die hoop op lewe laat vaar. In 2 Korintiërs 4 het hy anders gedink. Hy dink oor die toekoms en dit wat die Here beloof en dan noem hy ewe skielik daai verdrukking 'n ligte verdrukking. Let net saam met my in vers 5 en vers 6 op die woorde sal in vers 5 en in vers 6 sal sekerlik. Sien jy dit in jou Bybel raak? Die Here beloof dit. Dis 'n belofte van die Here af dat jy met blydskap die gerwe sal indra. En iets wat ons nog nie eens vir mekaar gesê het nie, ek het dit laasweek gesê, in vers 1, wanneer hy praat van die Here, sal julle sien die woord, die naam van die Here is al 4 letters met hoofletters geskryf. Dit is wanneer God se verbondsnaam gebruik word. Dit is God wat homself verbind het om sekere dinge te doen. So hierdie is God wat homself verbind het aan homself om te doen wat hy beloof het. En ek en julle kan op dit reken. Hierdie woorde herinner regtig aan 1 Korintiërs 15 vers 58. Daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Jy kan dit verseker weet. So liewe gelowige, ek en julle gaan partykeer deur 'n tyd gaan waar ons huil en waar dit voel of ons in die woestyn is. Dis 'n gegewe. Selfs in jou verlossing, ons weet die Here het jou gered. Ons weet die Here het jou redding vasgemaak in Christus. Partykeer gaan dit vir jou voel asof jy net deur 'n droogte gaan. Maar weet net verseker, niks daarvan is te vergeefs nie. Jy gaan die blydskap ervaar, die dag as die Here ons kom haal. Weet julle, moenie dat dit jou keer om jou vreugde en diens aan die Here uit te leef nie. Moenie dat dit jou lam lê nie. Stry hard, werk hard, volhard. God se belofte is, jy sal sekerlik kom met gejubel en jou gerwe dra. Psalm 30 vers 6 sê, trane mag dalk deur die nag duur, maar blydskap kom met die môre. God het jou verlos in Christus. Hy het jou vrygekoop. God hou jou in stand ook, elke dag. En jou redding
in Christus. Jou sekerheid om in die hemel te wees, staan so vas soos Christus self. Terwille van tyd gaan ek nie al die verse noem nie, maar ek dink in my gedagtes byvoorbeeld aan Johannes 6, waar Jesus ons verlossing aan sy persoon koppel, aan sy gehoorsaamheid aan God, waar hy sê, ek sal elke een wat die Vader vir my gegee het, nie verlore laat gaan nie, maar hulle op daardie laaste dag opwek. Die sekerheid van jou hoop en jou vreugde in die hemel is gekoppel aan wie Christus is in persoon. As Christus dit nie doen nie, as jy nie in die hemel gaan kom, as jy jou redding sou verloor, dan het Christus nie sy verlossingswerk volbring nie. Jou redding staan so vas soos Christus self. Jou redding staan so vas soos Christus in die allerheiligste. En liewe gelowige, hierdie is 'n waarborg wat so vas staan soos die woord van God self. In Hebreërs 6 het God 'n eed by homself geneem, dat ek en julle verseker kan wees daarvan. Jou vreugde en jou blydskap in die Here staan so vas soos Christus self. So ek gaan afsluit met 'n gedeelte wat ek vir julle wil voorlees. Ek het dit laasweek ook gedoen in die Nuwe Testament. Dit help ons regtig. In Romeine 8, as dit vir ons sê in vers 31, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? En dan vra hy retoriese vrae. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom oorgelewer het vir ons almal, hoe sal hy nie saam met hom ons al hierdie ander dinge skenk nie? Wie sal 'n beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Die antwoord is niemand kan ons meer beskuldig nie. Vers 34. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat vir ons intree. Elke dag tree Christus nog steeds vir ons in. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefgehad het. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is. So liewe gelowige, liewe gemeente, kom ons onthou wat die Here al gedoen het. Tweedens, kom ons onthou om uit te roep tot hom in hierdie tyd. En derdens, kom ons onthou wat hy beloof het. En kom ons sien uit daarna. Kom ons sluit ons oë en ons dank die Here vir so 'n vaste oog. Ons hemelse Vader, wanneer ons die psalms lees, dan is dit vir ons duidelik dat ons hoop glad nie geanker is in ons eie vermoë nie. Ons hoop hang nie af van ons bekwaamheid om iets reg te kry nie. Inteendeel, ons is die wat onsself dikwels in 'n woestyn bevind, daar waar geen reën is nie, daar waar dit droog is. Ons hoop is in wie U is as persoon. Ons hoop is in U as die almagtige, soewereine God, wat weet wat U doen in al U wysheid. En ons sien uit na daardie dag, Here, wanneer ons saam met U in die hemel gaan wees. Psalm 16 vers 11 wat sê, aan die regterhand van die Here is vreugde vir ewig. Maar ons bid ook vanoggend vir ons land, ons bid vir die kerk in ons land. Here, sien die droogte raak waarin die kerk is. Wil U nie ook U kerk se lot verander in hierdie land, soos waterstrome in die Suidland nie? Ons begeer om bekerings te sien, honderde, duisende ongelowiges wat gered word en wat deur U by die gemeente gevoeg word. Wil U nie vir die eer van U naam weer so iets doen, dat selfs die ongelowiges van buite af sal kyk en sê, kyk, hulle God het groot dinge vir hulle gedoen nie. Ons smag daarna in die tyd wat ons lewe. En ons smag daarna dat U Uself sal verheerlik in dit. En Here, vir tyd en wyl ons dan hier is, terwyl ons dan partykeer met trane rondloop, bid ons dat ons sal saai, dat ons hart sal werk, dat ons hart sal stry soos wat U van ons verwag. En dat ons sal uitsien na daardie dag wanneer ons met gejubel die gerwe sal indra. Word verheerlik ook in hierdie dag van die Here. En help ons om hierdie hele dag aan U in U heerlikheid gedagte te gee, dat ons sensitief sal wees vir U eer, en dat ons as gesinne saam U sal verheerlik. Amen. Baie sterkte en seën vir elkeen van julle, en ons bid dat die Here ons gou weer by mekaar sal bring, dat ons deur mekaar se geloof versterk kan word.
Amen.